Ricaria Zanaroke, Requiero Ria Rossinaria Sataria Rotolosi, Ricatucuru Ricati, Ricatanazza Takaya, Ricaya Ria Sanara Yarotie, Riarona Ria Soroti, Raculu Hutukusi, Ricaya Sanari, Ratarata Rococoro, Ricaria Rasserieri, Riaro Rossoro, Ricoro, Hutica, Yekaya Sayari. Ek spreek die Here. In jou hart is daar 'n stem wat sê, dit is net nog 'n week. Dit is net nog 'n dag. Dit is net nog 'n woord. En dit sal maar net wees soos wat dit altyd is. Maar kyk, spreek die Here. Daardie is nie my stem nie. Dit is nie my gees nie. Want dit is nie net nog 'n week nie. Dit is nie net nog 'n dag nie. En dit is nie net nog 'n woord nie. Kyk, spreek die Here. Dit is my uur. Dit is my dag. Dit is my woord. En dit is my krag. Dit is my kerk. Dit is my seun, Jesus Christus, wie ek sal verheerlik. Kyk, spreek die Here. Dit is my uur en dit is 'n uur van oorvloed. Kyk, spreek die Here. Maak maar jou hart oop vandag. Kyk maar na my, want dit is nie wat jy kan of nie kan nie, maar dit is wat ek kan en wat ek sal. En ek sal uitstort in oorvloed en jy sal ontvang in oorvloed en jy sal die getuienis wees van oorvloed, want dit is 'n uur van oorvloed wat jy sal ontvang, spreek die Gees van die Here. Halleluja. Sal sigbaar wees. Halleluja. Vader, ons eer U vanmôre. Here, dat U ons harte vanoggend sal oophou. Dat ons sal onthou, Here, U self verklaar dat dit niemand net nog 'n week sal wees. Here, dit sal niemand net nog 'n week in die geskiedenis van die kerk wees nie, maar hierdie week sal die oorvloed van God wees. Die openbaring van die seuns en dogters van God. Here, dit is so vanoggend, dat ons sien soms net dat dit maar 'n dag is wat kom en gaan. En ek vra U, Heilige Gees, om ons te herinner aan die woorde wat vanoggend gespreek is. Dat dit is nie net nog 'n uur nie, maar dit is die uur van God. En sy Seun, Jesus Christus, sal geëer word. Hy sal gesien word. En hulle sal erken en bely dat Jesus Christus die Here is. Elke knie sal buig, elke tong sal bely. Here, ons vra nie nou daarvoor oor môre nie,
Ons vra nie nou daarvoor in die toekoms nie. Ons vra nou daarvoor vir hierdie uur. Maar die knie moet buig, die tong moet bely, because Jesus Christ is Lord. Hy is die Seun van God. Die Here het hom geopenbaar en gesê, daar is my geliefde Seun, in wie ek welbehaag het. En julle moet na hom luister. En ek prys U vanmôre dat ons luister en ons hoor. Hy is die geliefde van die hemel. Hy is die blinkmôre ster, die soetroos van Sarel, die lewe van die dale. Hy is Christus. En ek prys U vanmôre tot in alle ewigheid. Die kinders van die Here sê amen. En amen. En mag ek jou vra om die Here Jesus Christus 'n laaste lofoffer te gee. Ek wil vanmôre met 'n boodskap aangaan wat ons die begin van die jaar mee begin. Die boodskap met betrekking tot Christus Jesus in die Ou Testament. En daar is baie boodskappe wat 'n mens seker kan bedien. En daar is baie wat 'n mens kan sê. Maar ek glo dat die Gees van die Here elke week die boodskap of dan die bediening van die Gees op die regte tyd in die gemeente deponeer. Daar is enige plek waar mens kan begin en ons hoef nie altyd kronologies in volgorde aan te gaan nie. Maar ek wil vanmôre aangaan in die boek van Samuel. En dit wat ek vanoggend van jou gesê, gaan dalk nie teologies baie diep wees of baie groot nie. Maar ek wil vanmôre vir julle sê dat Jesus Christus is die koning. Hy is die koning van konings. Hy is die Seun van God. En daar is sekere dinge wat ek vanmôre wil sê en ek gaan net eers 'n klein fundament lê uit die boek van Samuel uit om dan uit te kom by dit wat ek vanmôre vir julle wil sê. So ek wil net kortliks saamvat dat die bloedlyn van Christus of die verteenwoordiging van Christus reg deur die Bybel word beskou as 'n scarlet thread. So as ons terugbeweeg van die boek van Openbaring en ons gaan weer tot in Genesis, dan sien ons dat Jesus Christus in elke boek verteenwoordig is. Elke boek van die Bybel is Christus geopenbaar. Van Genesis tot in Openbaring. Natuurlik in die Nuwe Testament, Matteus, Markus, Lukas, het Jesus vlees geword. In die ander testamente, of die ander boeke van die Bybel, was daar 'n verteenwoordiging van Christus gewees deur sy diensknegt. En dan is daar sekere tye gewees waar Jesus homself op die aarde kom verskyn. Die teofanie, die vleeswording van Christus. En die verskil tussen daardie vleeswording en die vleeswording wat in die boek van Johannes opgeteken is. Natuurlik in Johannes is hy gebore as 'n seentjie. In die Ander Testament of die Ou Testament het Christus as volwasse man net verteenwoordig soos wat dit nodig was. Kan jy onthou toe hy aan Josef verskyn het oor die ontblote swaard? Toe vra Josef, is hy met ons of is hy teen ons? Dit was Christus, die knegt van die Here, die owerste van die leermag, wat daar gestaan het met die ontblote swaard. Op daardie stadium het Josua nodig gehad om te weet dat daar 'n vegter is wat saam met hom is. En omdat Christus geweet het dis wat Josua nodig gehad het, dit is hoe hy homself aan Josua geopenbaar het met die ontblote swaard. Vir my en vir jou het hy waarlik kom vlees word, sodat die Bybel vir my kan sê, ons het 'n medepriester of 'n hoëpriester
wat medelee met ons kan hê, want hy is as kind gebore, as kind groot geword, en deur alles wat ek en jy gaan, het Jesus gegaan om vir ons die verlosser te wees wat ons vandag nodig het. Almal met my. Nou wil ek hier met jou Bybel met my na 1 Samuel 1 toe. Terwyl jy sien toe blaai, wil ek net vir jou sê dat Samuel was die laaste rigter van God. Die woordjie rigter in die Hebreëse taal is shawat, en dit beteken om te heers, om te pleit, om te redeneer en dan as dit nodig is te straf. So Samuel was die laaste persoon, die laaste rigter, wat God opgewek het om die volk te bestuur, as ek dit so kan stel. Om die volk te heers. En daar sekere dinge gebeur wat Samuel omgekrap het, en ek wil by dit uitkom, sodat ek die boodskap van die koning van konings jou kan gee. Maar ek wil net eers 'n paar dinge vir jou vertel van Samuel, sodat ons verstaan, toe Samuel die stelling maak wat hy gemaak het, dat ons verstaan waarom hy die stelling gemaak het. En dan sal ek oorbeweeg na die Nuwe Testament en jy probeer verduidelik van my kant af hoe die dinge in mekaar inpas, ook in jou lewe. So, as ek eers gaan kyk na 1 Samuel 1, vers 1 en 2, en dan gaan kortliks deur alles probeer gaan so vinnig as wat ek kan. Daar was 'n sekere man uit Rataim, 'n Sefiet uit die gebergte van Efraim, en sy naam was Elkana, die seun van Jeroam, die seun van Eliu, die seun van Tohu, die seun van Sif, 'n Efratim. En hy het 2 vroue gehad. Die naam van die een was Hanna, en die naam van die tweede Penina. En Penina het kinders gehad, maar Hanna het geen kinders gehad. As ons dan aangaan net om te onthou dat Hanna nie kinders gehad het, en jy gaan na 1 Samuel 11 toe, wil ek net vir jou lees. Hierdie is Hanna wat met die Here praat. So 1 Samuel 1 vers 11, ekskuus. Het ek julle nou gestuur na 1 Samuel 11 toe. Baie van my is dit nie mekaar is. Nie nou nie, wanneer dit nie mekaar is. 1 Samuel 1 vers 11. Hanna, sy het die gelofte gedoen aan die Here van die heerskare, as hy waarlik die ellende van die diensmagd aansien, en aan my dink, en die diensmagd nie vergeet, maar die diensmagd 'n manlike kind skenk. Hier maak sy 'n groot belofte aan die Here. Here, as U vir my, Hanna, want hierdie ander vrou wat saam met my loop, sy kinders, en ek het nie kinders nie. En as U na my luister, Here, na hierdie diensmagd, en aan my 'n manlike kind skenk, sê sy die volgende, dan sal ek hom aan die Here gee. Here, as U vir my iets gee, sal ek dit teruggee aan U. Dis wat die kerk vandag moet roep. Here, as U aan my genade gee, sal ek daardie genade terugbewys aan my broers en my susters. Here, as U aan my kennis gee, sal ek my kennis gebruik om my broers en susters te help. As U aan my voordeel gee, sal ek die voordeel wat U my gee, deel met ander mense. Dit is nie so maklik om altyd terug te gee aan mekaar. Maar sy maak die stelling. Sy sê, Here, as U aan my 'n manlike kind skenk, my enigste begeerte, wat ek het, Here, is om 'n kind te hê. As U hierdie kind vir my gee, sal ek daardie kind vir U teruggee. Dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe. En geen skeermes sal op sy hoof kom. Dis natuurlik die Nasarener verbond, wat sy gesê, hulle sal nie sy hoof skeer nie. En in vers 12, toe het sy lang gebid voor die aangesig van die Here, en Eli het op haar mond ag gegee. So net 2 dinge. Sy was die vrou gewees
wat nie kinders gehad het nie. Sy die Here gevra, sy wil 'n seun hê, en as die Here 'n seun vir haar gee, sal sy die seun aan die Here terugoffer. 1 Samuel, waar ons nog steeds is, 1 Samuel 1, vers 20. Hier wil ek 'n paar verse vir julle lees. Want ek wil julle moet vanmôre weet wie Samuel was. In vers 20, en by die wisseling van die jaar het Hanna wat swanger was, 'n seun gebaar en hom Samuel genoem, want sy het gesê, ek het hom van die Here gebid. En toe die man Elkana dan met sy hele huishouding opgaan, om aan die Here die jaarlikse offer en sy gelofteoffer te bring, het Hanna nie opgegaan nie. Maar sy het aan haar seun gesê, eers wanneer die seun gespeen is, wanneer hy 'n sekere ouderdom is, dan sal ek hom aanbring voor die aangesig van die Here, en daar vir altyd sal hy bly. En haar man Elkana het aan haar gesê, doen wat goed is in jou oë, bly totdat hy gespeen is. Mag die Here net sy woord bevestig. Die vrou het toe gebly en haar seun gesoog, totdat sy hom gespeen het. En sodra sy hom gespeen het, het sy met hom al saamgebring, 3 bulle en 1 vat meel in 'n sak wyn. En sy het hom gebring in die huis van die Here in Silo. En die seun was jong, en hy het die bul geslag en die seun aan Eli gebring. En sy het gesê, ag my Heer, so waar as u siel leef, my Heer, ek is die vrou wat hierby gestaan het, en tot die Here te bid. En hierdie seun het ek gebid, en die Here my gebede gegee wat ek van hom gebid het. So staan ek hom ook dan af, onthou haar belofte, Here, as U my 'n seun gee, sal ek hom teruggee aan U. Nou sê sy die volgende, so staan ek hom ook dan af aan die Here, al die dae wat hy leef. Hy is aan die Here afgestaan, en hy die Here daar aanbid. Die eerste ding van Samuel is afgebid van die Here. En toe hy gebore is, het sy moeder die belofte wat sy aan die Here gemaak het, volstaan. Sy het hom teruggegee aan die huis van die Here, deur die profeet Eli aan die priesterskap wat aan die Here gekoppel is. Almal met my. Dis waar Samuel se begin is. Samuel was die laaste rigter wat afgebid was dan van die Here. As jy dan vir my blaai na 1 Samuel 3, vers 1 af. In Samuel 3 vers 1. Almal daar. En die seun Samuel het die Here gedien voor Eli. En die woord van die Here was skaars in die dae. Gesigte was daar nie. In die tyd dan terwyl hy op sy plek lê en slaap, het sy oë begin swak word, sodat hy nie kon sien nie. Toe die lam van God nog nie dood gegaan het nie, en Samuel lê en slaap in die tempel van die Here waar die ark van God was, het die Here na Samuel geroep, en hy het geantwoord, hier is ek. Hier is baie interessant, want eers nadat hy op 'n sekere ouderdom was, en sy moeder hom na die tempel gebring het, en hom aan die Here geoffer het, moes Samuel eers 'n sekere tyd van dienswerk af lê, voordat die Here hom geroep het. Ons sal eendag by dit uitkom. Daarop loop hy na Eli, en hy sê, hier is ek, want U het my geroep, maar hy antwoord, ek het nie geroep nie. Gaan slaap maar weer. Toe hy geloop en gaan lê, verder het die Here Samuel weer geroep, en Samuel het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want U het my geroep, maar hy antwoord, ek het nie geroep nie. My seun gaan slaap maar weer. Maar Samuel het nog nie geken, het die Here nog nie geken. Ook was die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar nie. Nou as ons die res daarvan gaan verder lees, sal jy sien, dit is die Here wat Samuel geroep het, en Eli het hom gestuur, en Samuel het toe opgestaan en met die Here gaan praat. En in vers 20, in 1 Samuel 3 vers 20, sê die Bybel die volgende. En die hele Israel van Dan tot Beersheba het erken dat Samuel betroubaar was as 'n profeet van die Here. As jy gaan na 1 Samuel 8 toe,
Nou wil ek hier met 'n paar dinge onthou wat ek gelees het. Hy was afgebid van die hemel. Sy moeder het hom aan God geoffer. Hy het in die tempel van die Here groot geword en nadat hy sekere hoeveelheid tyd as dienswerker spandeer het, het God eers met hom begin praat. En na dit, sê die Bybel, daarna het die volk hom erken as 'n profeet van die Here en die volk het hom gesien as die rigter wat God hom vooraangestel het. Almal is met my min of meer. Uit hierdie posisie waar Samuel sy dienswerk aan die Here verrig het, verstaan het wie hy was, verstaan het dat hy geoffer was aan die Here deur sy moeder, waar hy sy dienswerk verplig gedoen het soos wat hy veronderstel was om te doen, omdat hy in die tempel van die Here was. Het hy verlang die volk van die Here as rigter gerig. Hy het die volk getuigtig, vir die volk vertel wat om te doen. Hy was 'n middelaar gewees tussen God en die volk. En toe gebeur daar iets. In 1 Samuel 8 vers 1. Nou die opskrif van 1 Samuel 8 sê die volgende: die volk wil 'n koning hê. 1 Samuel 8. En toe Samuel oud was, het hy sy seuns as rigters oor Israel aangestel. Die naam van sy eerstgebore was Joel, die naam van sy tweede Abia, rigters in Berseba. Maar sy seuns het nie die weeg gewandel, onregverdige winsagtig geloop, omkoopgeskenke aangeneem en die reg verdraai. Toe kom al die oudstes van Israel bymekaar en hulle gaan na Samuel in Rama en hulle sê vir hom: kyk, jy is oud en die seuns wandel nie die weeg nie. Stel nou 'n koning oor ons aan om ons te rig soos by al die nasies. Het die volk gekom en vir Samuel gesê: jou seuns is nie besig om te doen wat hulle veronderstel is om te doen. En in plaas daarvan dat hulle sê: Samuel, maak 'n plan met jou seuns, sê die volk die volgende: maar gee vir ons 'n koning soos al die ander nasies. Samuel, jy is rigter en wat jy by God gekry het en jy geoffer is nie meer aanvaarbaar nie. Ons as volk wil nie meer onder 'n rigter funksioneer nie. Ons oë was nou op ander volke en op ander nasies. En ons sien dat die ander volke en die ander nasies 'n koning. Jy is Samuel, moet nou met die Here gaan praat omdat jy 'n rigter is en jy moet vir ons 'n koning gee. Lees saam met my in vers 6. Maar die woord was verkeerd in die oë van Samuel toe hulle gesê het: gee ons 'n koning om ons te rig, en Samuel het tot die Here gegaan. Verstaan hy die posisie waaruit Samuel kom, as die Bybel sê dat dit wat die volk hom kon vra was nie reg gewees in sy oë nie. Hy was 'n afgesonderde, gebore uit gebed van 'n moeder se hart wat sy aan God kon offer sodat hierdie seun kon groot word in die huis van die Here. En toe hy sy plig volbring het as priester in die huis, het die Here met hom begin praat. En nadat God met hom begin praat het, sê die Bybel, het die volk hom erken dat hy 'n profeet van God is. Die vraag is die volgende: hoe kan die volk nou ewe skielik sê dat God ons nog nooit gerig en gestuur het? Kyk hoe die Here wonderbaarlik, toe daar nie iemand was nie, God 'n vrou swanger laat word, wat nie swanger kon word, en 'n man opgewek met die naam van Samuel, wat as rigter vir die volk van die Here kon funksioneer. Nou draai daai volk om, en hulle sê die volgende: dit wat die Here vir ons gedoen het, is nie meer goed genoeg. Ons het na die ander volke gekyk, en ons sien die ander volke het 'n koning. Jy, Samuel, jou seuns doen nie reg nie. Ons wil nie meer rigters hê nie. Ons wil 'n koning hê. Jy moet vir ons 'n koning gee. En as jy daai gedeelte gaan verder lees, sal jy sien dat Samuel baie ongelukkig was met die volk. En Samuel het gaan bid en met die Here gepraat. En as jy omblaai, 1 Samuel 8, vanaf vers 19. En as ek al hierdie dinge moet deurlees, kan ons nie vandag ergens uitkom. Vers 19. Maar die volk het geweier om na Samuel te luister en gesê: nee,
daar moet 'n koning oor ons wees. Hierdie is nadat Samuel met hulle gepraat het en gesê het, maar God het ons gerig. Die Here God almagtig het ons gerig al die tyd. Sy teenwoordigheid en sy ark is met ons. Is dit nie goed genoeg nie? Nee, sê die volk. Daar moet 'n koning wees. Dan sal ons ook kan wees soos al die nasies, dat ons koning ons kan rig en voor ons uittrek en ons oorloë voer. Was dit nie die ark van die Here wat voor die volk van God uitgetrek het en vir hulle bewerk het om te oorwin? Nou sê hulle nee Samuel, ons wil nie hierdie dinge hê nie. Ons soek 'n vlees en bloed man wat kan staan en voor ons kan uittrek. Hierdie dinge het Samuel baie opgekrap. En Samuel het al die woorde van die volk aangehoor en voor die ore van die Here uitgespreek. Toe sê die Here vir Samuel, luister na hulle en stel vir hulle 'n koning aan. En Samuel het vir die manne van Israel gesê, gaan julle elkeen na sy stad. Uit hierdie plek het Samuel opgestaan, en as ons net verder lees in vers 9, daar was 'n man van Benjamin, met die naam van Kis, die seun van Abiel, die seun van Seror, die seun van Begorat, die seun van Afiach, 'n Benjamin, 'n vermoeide man. En hy het 'n seun gehad met die naam van Saul, 'n jong man en mooi gebou. Ja, daar was onder die kinders van Israel geen mooier as hy nie. Van sy skouers op boontoe was hy hoër as die hele volk. En in die hart van die volk het hulle geweet dat hierdie man, omdat hy mooi was en groot was en aansien gehad het, hy moet hulle koning wees. Hier kom 'n moeilike ding. Want nou moet God, wat God is, die volk nou hoor. God moet aan die volk gee wat hulle wil hê. Onthou nie een in die Here hoef nie, want God het vir hulle 'n rigter gegee. Maar toe die volk nou opstaan en sê, soos al die ander nasies wat ons ook 'n koning het, is daar iets in die mens wat God weet daar bestaan. En toe hier gebeur, dit wil ek net vanmôre vir jou sê, was dit die toelaatbare wil van God. Nie die perfekte wil van God, maar toelaatbaar. Omdat God geweet het, dat die mens, toe die mens geskape is, het hy die mens geskape met 'n innerlike soeke na iemand om te heers oor hulle. Jy is geskape met 'n soeke na iemand om oor jou te heers. Daardie persoon wat oor jou moet heers, is Jesus Christus. En toe die volk opstaan en sê, ons wil 'n persoon hê, was dit toelaatbaar vir God. Alhoewel Samuel 'n probleem gehad het, sê Here, maar jy het nog altyd die volk geondersteun. Nou staan die volk op, en hulle sê, ons het na die ander nasies gekyk, ons wil ook 'n koning soos hulle hê. En as die volk dalk nie opgestaan het, sou Dawid in elk geval koning geword het, want dit was God se plan gewees. Maar die volk het aangedring, en toelaatbaar het God gesê, gaan salf Saul, dat hy maar koning wees vir die volk. Maar die regte koning, sal ek vir jou wys, en jy moet hom gaan salf. Almal met my so ver. 1 Samuel 16, vers 13. In Samuel 16 vers 13. Hierdie is nadat Saul as koning van Israel gesalf is. Het die Here weer gekom en met Samuel gepraat. In vers 13 het die Here hom gestuur om die perfekte wil van God te openbaar deur die man met die naam van Dawid as koning te salf. Samuel neem toe die horing met die salfolie die salfvorm, Samuel neem toe die horing met die salfvol te midde van sy broers, en die gees van die Here
het van die dag af verder oor Dawid vader geword, en Samuel het klaargemaak en na Rama gegaan. Die volgende gedeelte, in vers 14, sê die volgende: maar die gees van die Here het van Saul gewyk, en 'n bose gees die die Here gestuur, het hom verskrik. Hierdie is twee dinge wat ek wil hê moet raak sien vanmôre. Die oomblik toe Samuel vir Dawid salf, en die ware koning van Israel staan op, het die gees van God wat op Saul gerus het, hom verlaat. Die rede daarvoor is die volgende: jy kan nie twee konings in 'n volk hê nie. Jy as mens kan nie vanmôre hier sit met twee konings in jou hand nie. Toe Dawid gesalf is en die gees van God het vaardig geraak op Dawid, het daardie gees Saul verlaat. So nou vat ons hierdie man ordentlik opgesom. Samuel, wat gebore is uit die moeder wat nie kon swanger word. Gebore as rigter, geoffer aan God, groot geword in die tempel van die Here, sy dienswerk gedoen, God het met hom gepraat en opgerig as 'n rigter. Hy is gesien as profeet deur die volk. Die volk het vir hom gaan sê, ons wil 'n koning hê. En hy was baie ongelukkig, want God het nog altyd sy volk gerig, nog altyd bestuur, sonder dat al fisies een persoon voor hulle gestaan. Hy het gedoen wat die Here van hom verwag het. Hy het Saul gesalf in die toelaatbare wil van God. In die aanvaarbare wil van God het Samuel aangegaan, tot en met die perfekte wil van die Here geopenbaar kon word, deur dat Dawid as koning gesalf sou wees. Allemaal met my. Johannes 8, vers 44. Die oomblik wanneer jy as mens gebore word daar twee dinge in jou hart gedeponeer. Volgens Tessalonisense is dit die soeke na waarheid, en die tweede ding is die vermoë om te kan glo. So vanaf jy gebore word, kan jy glo. Al sê jy, ek glo in niks nie. Dis die eienskap om te kan glo wat in jou lê. Die soeke na waarheid is die rede hoekom God dit aan jou gedeponeer het, is omdat jy die waarheid sal altyd soek elke dag van jou lewe. Almal met my. Jy as volk, soos wat die volk van die Here opgestaan het en gesê, ons wil ook 'n koning hê, soos die ander volke en die ander nasies. Die dag toe jy gebore is, en jy oud genoeg geword het om te verstaan wat jy soek in die lewe, het jy ook begin kyk na ander volke, ander nasies. En jy het gesê, ek wil ook daardie persoon as koning in my lewe hê. Ek gaan dit vir jou so verduidelik. Toe ek oud genoeg is om te begin drink op 15, het ek gekies om drank as my koning te kies in my lewe. Alhoewel dit nie die perfekte wil van God was daar 'n oomblik van toelaatbaarheid, dat ek kon kies die koning wat ek wil gehad het, oor my moes regeer. Die volk van die Here het gesê, ons soek hierdie koning, want hy's groter, en hy's mooier, en hy's sterker as al die volke. Ons soek vir Saul as koning. Ek het drank gesoek as koning. Jesus sê in Johannes 8 vers 44, julle het die duiwel as vader. Elkeen van ons wat hier sit, het eers 'n ander koning gesoek, voordat jy Jesus Christus, die Seun van God, gesoek het. Elkeen van ons wat hier sit, het onder die toelaatbare wil van God ons lewe gelei
met 'n ander koning wat op die troon van ons harte gesit het, tot en met die dag waar daar soos 'n Samuel gekom het en jou gesalf het. Tot en met die dag waar die Heilige Gees die salwing van God oor jou uitgegiet het. En toe die salwing van God oor jou uitgegiet is, kon daar nie meer 2 konings in jou lewe wees nie. Jy sien, toe die Here myself, toe moes die drank uit my lewe gepad. Toe die Here myself as sy eiendom, toe kon Satan nie meer as koning op my hart sit nie, want God maak nie voorsiening vir 2 konings op een slag nie. Daarom toe Samuel vir Dawid gesalf het as koning, het die Gees van God Saul verlaat. Daar is net 1 koning op een slag in jou lewe as kind van God. Jesus staan by die disippels. Dalk kan jy my sien toe blaai Lukas 10. Lukas 10 vers 18. En ek sê nou maar drank, want dis my koning gewees. Wat jou koning was, maak nie saak nie. Ons het altyd gespot, ons gedrink het. Dan sê ons gaan bietjie dokter toe. Dokter Rikkie Lou. Nou lag hier 'n paar manne van my, nou weet ek hulle weet wat van ek praat. Die wat nie lag nie, nooit liedjies so gedrink. Lukas 10 vers 18. Is allemaal daar. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Daardie dag, toe Satan probeer het om die troon van God te bestorm, het God hom uit die hemel uitgewerk. En Jesus sê, ek het gesien, ek, die Seun van God, is die ware getuie, dat ek gesien het, dat my Vader Lucifer uit die hemel uitgegooi het soos 'n bliksem. Ek is die getuie, ek is die waarheid. Hy kan nie doen wat hy wil doen nie, hy kan nie sê wat hy wil doen nie, want ek het gesien hoe hy sy gesag verloor het, toe my Vader hom uit die hemel uitgegooi het. Maar hierdie skrif hier, gaan ek vanmôre eskatologies interpreteer. Bedoelende, toe Jesus hier gestaan het hy van die volgende ook gepraat. En dan gaan maar vir Apostel Dawid as voorbeeld gebruik as dit reg is. Toe Jesus hier staan, toe sê hy, ek het gesien, die dag toe ek my lewe gee, en ek sterf van die kruis, en my Vader wek my op, en die Gees van my Vader wat die belofte is, word uitgegiet. Ek het gesien hoe daardie Gees eendag vaardig raak op Dawie Smits. En ek het gesien hoe die Satan soos 'n bliksem uit sy lewe uitval, soos wat uit die hemel uitgeval het. En toe hy die lewe van Dawie Smits uitval, toe neem ek intrek in sy wese en ek word die koning van sy lewe. Christus deel nie sy koningskap met enigiemand anders nie. Hy is in jou lewe, hy is die koning van die konings. Daar kan dalk 'n Saul gewees het in jou lewe, maar hy is nie jou koning. Satan was die duiwel. Hy is die duiwel, hy is die vader van alle leuns. Hy is die God van hierdie wêreld, maar hy is nie meer jou koning nie. Die koning wat in jou woon, is Jesus Christus, die Seun van 'n lewende God. Dis die plan wat God gehad het met sy volk. Dawid moes koning word. Maar omdat die volk bietjie haastig was ek en jy nie ook maar haastig om te gaan dinge soek wat nie God is. En dan wil ek vanmôre 2 uitnodigings maak. Die eerste een is baie eenvoudig. Die gawe wat ons deur hierdie gedien het vanmôre, die Here gesê, ons sal sien
die oorvloed van die Here in ons lewe inkom. Here, die tyd het gekom dat U moet bewys dat U ons koning is. Dis die eerste saak. Here, die tyd het gekom dat U moet bewys dat daar net een koning in ons lewe is. So ek nooi U vanmôre. En Here, ek wil myself as 'n Samuel in die huis van die Here beskikbaar stel om te kon doen wat U wil met my Here. Kom wees U my God vanmôre. Kom wees U my koning en bevestig die heerskappy in my lewe. Dis my eerste uitnodiging. Dan as dit klaar is, gaan ek 'n tweede uitnodiging maak. Jy weet vanmôre van mense daar buite dat 'n koning in hulle hart het wat nie Jesus Christus is nie. En ek gaan jou vanmôre vra die tweede uitnodiging. As jy voorkom staan om daai mense voor die Here te kom neerlê. Dat hulle ook sal sien hoe Satan soos 'n bliksem uit hulle lewe uitval en hoe Jesus Christus intrek neem en hoe hy hulle koning word. Dis my gebed vanmôre vir jou kind van die Here. Ek wil met U oor vir my sluit. Vader, hy is die koning van konings. Hy is Here. Daar is nie 'n ander koning soos koning Jesus. En Here het vanmôre self geopenbaar dat ons dit sal sien, ons sal sy oorvloed sien, ons sal sy mag sien. En Here, ek wil U vra om reeds vanmôre in ons harte te begin. Here, ek gee vanmôre my gebrek aan U. Here, ek het vanmôre met U gepraat oor my tekorte. Toe ek gebid het ek gesê, Here, ek weet. Daarom het ek 'n koning nodig. Ek het 'n koning nodig, Here, wat kan heers in en deur my. Elkeen wat vanmôre, Here, bereid is om op te staan en te sê, Here, hy moet koning wees, dat hulle kom, dat U self deur hulle openbaar. Here, dat ons lewe aan U sal gee, die koning van konings, Here, geopenbaar sal word in ons lewens van vanmôre af. Want Satan het nie plek as koning in ons lewe nie. Here, daar is net plek vir een in ons lewe. My Vader, my God, my Skepper, deel nie sy troon met enigiemand anders in my lewe nie. Dit moet Jesus wees, en Jesus Christus en hom as gekruisigde alleen. Dawid was God se koning oor Israel. Jesus is my koning vanmôre. Here, ek vra U dat U ons sal bevestig in my lewe, dat U my sal help vanoggend, Here, elke man en elke vrou, wat sal sê, Here, hy moet koning wees. En ons vra U, Here, om 'n bewys te lewe dat hy die koning in ons lewe is, met heerskappy, met oorvloed, met gesag en oorwinning, in die naam van Jesus Christus. Here, ek wil spesiaal bid vir daai mense wat vanmôre hier staan en sê, Here, as U nie vandag vir my iets doen nie, het ek nie krag om aan te gaan. Wees koning vir hulle vanmôre. Is my gebed in Jesus Christus naam. Amen en amen. As dit in jou hart lê vanmôre, kind van God, wil ek hier moet uitkom vir gebed vanoggend. Ek wil 'n laaste versie net vir u lees terwyl ek hier staan, waar die skrif met te maak het. Openbaring 19. Openbaring 19 vers 16.
van vers 15 af lees. En hy sê mond gaan naar 'n skerp swaard, om die nasies daarmee te slaan. En hy sal hulle met 'n ysterstaf slaan, regeer. En hy trap die paskheid van die wyn, die grimmigheid van die toorn van God die Almagtige. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. Hy is vanmôre presies wie die Bybel sê is. Sy naam is Jesus. Daar is nie 'n ander koning nie. Ek gaan vanmôre net vir die musikante eers bid kan van die Here. Vir die pastore, dan kan ons vir jou kom bid. Wil iemand onthou aan die woorde vanmôre wat geopenbaar is? Dit sal nie net vanoggend 'n woord wees nie, die Here gesê. Dit sal sy uur wees. Dit sal die week wees van die Here, waar hy homself openbaar. En jy moet vashou aan dit van vanoggend af. Amen. Here, ek wil U bid om die koning van konings in my vrou se lewe te wees. Here, dat die koningskap van God deur haar sal vloei. Dat die heerskappy van God deur haar sal vloei. Here, ek wil U bid vanmôre dat sy vanoggend hier sal uitstap met die wete. Haar hart is nie verdeel nie. Daar is net plek vir een en sy naam is Jesus. Here, hy is die koning van die konings. Hy is die Here van die Here. En ek prys U vanmôre dat sy sal sien dat Satan nie plek in haar lewe het nie. Here, dat selfs die omstandigheid en die storms sal stil raak omdat hy die koning van die konings is. Ek prys U vanmôre, ek eer U vanmôre dat sy sal weet vandag, Here, hy is die koning van die konings in haar lewe. Loof U en ek prys U in die naam van Jesus Christus. Amen. En van die Here, ek wil jou vra vanmôre. Is daar mense wat jy van weet? Wat God vir hulle self geskep het, wat hulle dink hulle moet volg. Wat jy weet, hulle is veronderstel die ware God van jou en aarde te volg. Het jy so iemand in jou hart vanmôre? As jy so iemand het, wil ek jy met vanmôre hier voorkom staan en daai persoon se naam vir die Here God Almagtig kom gee. Kind van die Here, in die oggendure vanoggend het ek 'n droom gehad. Ek droom van my sussie. En ek sien dat sy het so 'n ou Land Rover, maar die kar is stukkend. Die kar kan nie ry nie, die kar het nie lewe nie. En ek weet in die droom dink ek, Here, hoe sal my sussie dan ry met die stukkende kar? Die droom het aangegaan en die volgende oomblik toe kom my sussie daar aan en sy ry so splinter nuwe kar. 'n Kar wat ek nie eens ken en verstaan nie, maar die kar, toe ek daarom kyk, is amper net asof dit vensters is. Maar dit lyk asof die son binne in hierdie kar leef, want vanuit hierdie kar sien ek net hoe skyn die lig. En ek sit met hierdie gedagte vanoggend terwyl ek rondloop en ek is vanoggend vroeg by die kerk. En terwyl ek alles hier aan sit en aan gaan loop ek en ek dink, Here, wat beteken dit dan? En in my hart val en ek besef dat die Here kan vir my sussie lewe gee. Ek wil Here van my sussie lewe kry. Ek kind van die Here, ek weet vanoggend wat besig is om te gebeur by God se hart. Halleluja. Kind van die Here, ek leer my daai persoon wat jy aan dink. Moet jy voor die Here lê vanmôre. Ek wil jy met jou hande ophef. En dan gaan vir ons bid. Jy kan maar vanmôre na my kyk, my hande is op vir 'n rede.
Ek het ook mense wat ek weet vanmôre dink hulle het 'n God gevind. Vader, Here, ek wil bid. En ek wil net eers erken, ek was self een wat vir my 'n God gaan soek en gevind het wat ek gedink het, Here, reg is. En Here, die genade van die Here God Almagtig, met almal van ons, die heerser van die heersers, die koning van die koning ontmoet. En Here, vanmôre wil ons hierdie mense, wat ons aanbid, die kinders, die kleintjies, die familie, die vriende, die seuns, die dogters, neerlê by die voete van die kruis. En Here, ons wil U vra vanmôre, soos wat U met ons gedoen het, dat U ook so aan hulle sal doen. Dat die ware God, die ware koning, wat U oor besluit het, sal intrek neem in hulle lewens, en hulle sal besef, die koning wat ek gesoek het, is nie die koning wat God wil hê vir my lewe nie. Dat hulle sal besef, Here, die koning wat U oor besluit het, sy naam is Jesus Christus. En ek wil U bid vanmôre, Here, en Satan sal bestraf. Satan, jy is vervloek deur die Here God Almagtig. Jy het geen gesag nie, want jy het soos 'n bliksem in die hemel geval. En die bloed van Jesus Christus is teen jou vanmôre. En daardie mense behoort aan Jesus, die koning van die konings. En ons verklaar vanmôre dat hy die reg het op daardie lewens. Want Here, U sê in Psalms, eis van my, nasies, ek wil hulle vir jou gee. En hulle behoort aan Jesus. Daarom eer ons U vanmôre, dat U die koning van konings in hulle lewe sal wees. En ons prys U nou in die naam van Jesus. Ek wil U met die Here prys vanmôre, kind, vir die Here, soos elke keer wat ons hier by mekaar kom, Here, kan ons weer net dankie sê, Here. Ons kan net U naam groot maak, Here, vir dit wat U kom doen in elke een wat ons vanoggend voor U voete kom neersit. Vir elke een van ons se kinders, Here, vir elke een van ons se familielede, vir elke een van ons se kennisse, Here, wat U nodig het. Here, kom sê ons dankie, want U gaan koning en die enigste koning in hulle lewens wees, Here. Here, ek wil dankie sê vir Derek se suster ook, Here. Here, dat die lig wat ons ervaar, Here, ook die lig in haar lewe gaan wees, Here. Dankie, Here, vir vandag. Here, vir dit wat U ook met elke een van ons kom doen het, Here. Dat U die koning van alle konings, die enigste koning ook van ons lewe is en sal bly, Here, totdat U ons kom haal. Here, vir elke een wat hier sê ek dankie. Here, maar vir die wat dit nie kon maak nie, Here, ek wil ook vir hulle bid, Here. Want ook hulle, my God, het nodig om die enigste koning in hulle lewe, Here, te ervaar. Here, hulle het ook mense wat hulle voor intrek. Here, bring ons weer hier by mekaar, Here, soos wat dit U behaag. U is die een, my God, wat byvoeg. Here, kom vul hierdie plek, my God, met mense wat U nodig het. Here, bring hulle in, want U kom ontmoet ons hier, Here, elke week, keer op keer, Here, kom U net aan ons goed doen. Here, word dan verheerlik, en deur elke een van ons, Here.
Want dit gaan nie oor hierdie vlees en bloed wat voor U staan, Here. Dit gaan oor U, my God. Mag ons hele lewe, Here, net Jesus Christus skree, oral waar ons gaan. Jesus, Jesus, die koning van alle konings. Here, ek loof U vir die bloed. Want Here, was dit nie vir die bloed nie, sou ek nie kon staan vandag. Ek sou nie kon staan voor God en Vader. Dankie vir die Heilige Gees wat ons kom besoek en wat ons hier kom kry elke week, keer op keer. Here, lei ons dan. Wees U die eer, Here, wat ons voetstappe rig. Mag ons doen, Here, wat U wil is. En glad nie, Here, wat ons wil, want dis U, my God, wat in ons woon, wat besluit, Here, wie en wat ons vir U is. Loof U daarvoor, in Jesus naam. Amen.